Alright. Hallo mense, hierdie is 'n vraag wat regtig die basics van die graad 12 meetkunde mooi duidelik maak. So ek gaan hom gou-gou saam met julle doen. Hier is die vraestel. Dit is Februarie Maart 2017 en hy's in Afrikaans. Daar. En die vraag wat ek met julle gaan doen is vraag 9. Ek gaan later, die tweede vraag wat ek gaan doen, gaan 'n bietjie moeiliker wees en hy gaan ook 'n bewys by hê dat julle kan sien hoe om dit te doen. So, eerste ding, kom ons kry 'n bietjie die inligting wat hulle ons hier gee. Hulle sê PQRS is 'n vierhoek met hoe kleine daai en daai, PR en QS. W is op 'n punt op PS en WT is ewewydig aan PQ. WT ewewydig aan PQ met T op QS. Okay, bla 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 bla. WV, nou daai lyntjie daar is ewewydig aan PR met V. PR en V is op hierdie lyn daar. Okay, great. En dan sê hulle TV word getrek. Okay, crap. Ons lyne en nog lyne. PW tot WS. PW tot WS is 3 tot 2. Kom ons sit dit gou-gou in. Hierso is die pen. Okay, so hulle sê hierdie stukkie PW is 3 tot 2 vir hierdie chommie. Okay, wat sê hulle nog met vraestel? Goed, skryf die waarde van die volgende verhoudings neer. So hulle sê ST op TQ, ST op TQ. En die vraag wat ons hier so doen is 9.1.1. Alright, great stuff. ST tot TQ. So, nou wat ons wil doen is, ons wil in 'n driehoekie werk. Hierdie enetjie, hierdie driehoekie van daar, en daar tot daar, en daar. So ons werk in daai driehoek wat ek daar gehighlight het. Alright, so wat ons sien, ons het ewewydige lyne in daai driehoek en dan is hierdie kant in verhouding gedeel. So letterlik wat jy doen is jy sê ST op TQ. Dus die ST is die boonste deeltjie, SW is die ander boonste deeltjie, is gelyk aan WS en dan is ons volgende deeltjie TQ en dis daai storie daar PW. Okay, so dit wil sê, en die rede daarvoor is lyn ewewydig, ek wil sê parallel aan een sy van driehoek. That's it. Volgende is die, dan vul jy in die waardes in, ST tot TQ. En dit is hierdie verhoudingkie wat ons nou gekry het. En dit is WS is 2 en PW is 3. Dis sy. That's it. That's it. Dis al wat ons hoef te doen. Hy is regtig so straightforward en so eenvoudig. Ek sal lus vir Oranje vir die volgende ene. Maak ek meer van 'n happy Oranje. Ek wil nie happy wees nie. Ek gaan so 'n bietjie sad wees. Sad Oranje. Hulle vra vir ons SV op VR. Kom ons skryf hom net gou neer. 9.1.2 is SV oor VR. Waar is daai job? SV oor VR. En hy is presies dieselfde. Ons het weer ewewydige lyne wat vir ons gegee is. En ons het weer 'n verhouding. So met ander woorde, ons werk nou in hierdie driehoekie hierso, en loop van daar na daar, daar na daar en daar na daar. So sien julle hom? Hier gaan ons. SV tot VR is gelyk aan WS
op PW. En dis weer lyn ewewydig aan een sy van driehoek. En dan is hy net SV oor VR is gelyk aan 2 op 3. Dis great. Awesome. Way to go. Volgende vraag. Ek sal vir groen. Let's go. Tab. Bewys dat T1, hoek T1 gelyk is aan Q1. T1 gelyk is aan Q1. Interesting. Hoe sal ons dit doen? Alright, julle kan die video 'n bietjie pause en daaroor dink. Want dis wat ek gedoen het. Alright. So, ek het aanvanklik gekyk vir enige manier wat ek hierdie hoeke gelyk kan bewys aan mekaar. Maar daar was geen ander hoekgroottes nie, daar's nie enige obvious manier om Q1 en T1 aan mekaar te verbind nie. Behalwe die omgekeerde van die ding wat ons nou net gedoen het. Ons het gehad lyn ewewydig aan een sy van driehoek. Vir 9.2 gaan ons sê, hey, as hierdie ene en daai ene in verhouding, dieselfde verhouding is as daai een tot daai een, dan gaan ons lyne ewewydig wees. Kom ek wys julle net gou watter driehoek is ek in. So ek praat van hierdie driehoek. En as ek kan bewys dat hierdie sy, hierdie ST tot TQ gelyk is aan SV tot VR, dan gaan hierdie lyne ewewydig wees. So, met ander woorde, ons het nou, kom ons doen die som hierso. Daar is hy, 9.2 is nee, undo. TS of ST oor TQ. Q is gelyk aan 2 op 3. Ons het dit hier so bewys. Reeds bewys. En ons het nou net bewys dat SV oor VR gelyk is aan 2 op 3. So dit wil sê TS oor TQ is gelyk aan SV oor VR. Okay. Which is great. En ons afleiding hiervan is, dit wil sê TV, hierdie lyntjie is ewewydig aan daai lyntjie daarso, QR. En ons rede daarvoor is die omgekeerde van lyn ewewydig aan een sy van driehoek. Ons sê lyn verdeel 2 sye van driehoek. 2 sye van driehoek eweredig. Eweredig beteken net in verhouding. Okay, so, dit was super basics gewees. As julle vra het, kan julle dit either in die comments gooi, of moet julle my, as julle een van my studente is, moet julle my WhatsApp. Veeg gou uit, nieuw. Oh my goodness. Okay, alright. Wat kleur gaan ons skryf? Volgende, blauw. Yes, oh, dat is een beautiful blauw. Wat vra die vraag het volgende? Okay, volgende vraag, voltooi die volgende bewering. Driehoek VWS gelijkvormig aan driehoek wat? Driehoek VWS gelijkvormig aan driehoek, I don't know. Kom ons lees dit gou weer. VWS, okay, ek het alles daar. VWS
VWS, VWS gelykvormig aan driehoek. Alright, so kom ons kyk gou of ons dit kan uitfigure. Hierso loop 'n driehoekie. En hierso is 'n pro tip. Dit gaan nie altyd so wees nie, maar baie keer gaan jy werk met 'n klein driehoekie wat in hierdie space is en dan gaan jy 'n groter driehoek hê wat begin in dieselfde hoekie wat hierdie hoekie met hom deel en dan gaan hy net 'n bietjie hy verleng af en dan soek hy 'n parallellyn en dan kom hy hiernatoe. OK. So, in ons geval gaan die ander driehoek dan nou wees. V is hierdie, so dis R. W is daai enetjie, so dis ons P. En S is daai enetjie en dis dit. Nou ek is nie seker of hulle die redes wil hê nie, maar die rede hier gaan wees hoek. Hierdie hoek is gemeenskaplik. As hierdie lyn ewenwydig is aan daai lyn, dan is daai hoekie en daai hoekie ooreenstemmend en hierdie hoekie en daai hoekie is ook ooreenstemmend. Boink. Alright. So dit was 9.3. Hy is baie kort, behalwe 'n bietjie van 'n stupid vraag. Hy's so maklik dat hy confusing is. Dit gebeur partykeer. En nou gee hulle vir jou 9.4 waar hulle sê bepaal WV tot PR. WV tot PR. Oeps. PR. En hierdie vraag is 9.4. Wat is hy? WV, daai enetjie, tot daai enetjie. OK, so hierdie was half die vraag. Hoekom ek hierdie driehoek vir julle wou wys? Want daar gaan situasies wees waar, sê nou maar jy het 'n driehoek wat so loop, ewenwydige lyn, waar jy gaan sê, hierdie sy tot daai en daai enetjie tot daai enetjie is gelyk aan mekaar, so sê nou maar hierdie is A, B, C, D, E, en dan gaan jy sê AB tot BC, AB, BC is gelyk aan AD op DE. Alright, dis wat ons tot dusver gedoen het. Maar daar kom amper elke keer 'n vraag voor waar hulle die volgende ding doen, waar hulle sê, OK, jy vat die klein bounce en jy vat die groot bounce. Klein bounce en die groot bounce. So in hierdie geval, yes, die vraag hy is nou woest in mekaar. Moeilik om te sien. Klein uitveertjie, dankie. Ja. Bietjie uitveer. Lyk so klein bietjie beter. Klein bietjie beter. Just good enough. Ja. Dit lyk nog bietjie woes en wild. Asof hy nou net opgestaan het uit die bed uit. Maar daar, tot daar, en daai en tot daai en. So ons werk basically in 'n klein driehoekie, en dan werk ons in die groot driehoek. So in daai geval gaan dit wees AB, net soos wat hy nou was. AB. Maar in plaas van dat ons nou na BC toe gaan, gaan ons weer terug na A toe en ons gaan AC. AC. So deel van die sy op die hele sy. En dan deel van die sy AD op die hele sy AE. OK. Dis die game wat ons nou gaan speel. En die rede hoekom ons dit wil doen is hierdie WV is hy is nie in daai 3 tot 2. Hy is nie 3 vir PR en 2 vir WV nie. Dis heel wat groter. So ons gaan sê WV WS. Wat is dit ook ons dan? Ons is WVS WVS daai ene tot daai huge driehoek. So ons gaan sê WS tot klein driehoekie nou tot die hele driehoek SP. So sien julle ek het klein jump, huge jump is gelyk aan WV V tot PR. PR. En ons rede hierso is die gelykvormige
driehoeke. Want daai driehoek is gelykvormig aan daai huge vet driehoek. Maar WS, weet ons nou al, is 2 tot die hele ding is nie 3 nie, dit is 2 plus 3. 5. So WV is WV op PR is gelyk aan daai hele chom. En daar het julle laaste punt. Is ons alright? Yes. Okay. Goed, nou gaan ek 'n bietjie van 'n moeiliker vraag met julle doen. So die volgende vraestel is die Mei-Junie 2017 vraestel 2. Mei-Junie. En ek is besig met vraag 11. 11.1 is 'n bewys. As hy so 'n paar punte tel en daar gaan niks aan nie, en dan bewys die stelling, né? Dit beteken jy mag nie die stelling gebruik wat jy moet bewys nie. So jy moet die lang pad vat om te gaan wys dat die stelling actually waar is. Dat die stelling, ons het nie net opgemaak nie, hy is actually true. Okay. Hulle gee vir ons 'n skets en hulle sê driehoek A, B, C en D, E, F is 'n skets met hoek A is gelyk aan hoek A, hoek B gelyk aan hoek B, C en F is gelyk. Bewys die stelling wat beweer dat as twee driehoek ABC en DEF gelykhoekig is, dan is DE oor AB gelyk aan DF oor AC. Okay, cool bananas. So, kom ons doen dit. Hierso is my skets. Teken lyn GH en jy kan enige letters hierso kies. Ek hou net daarvan om A, B, C, D, E, F, G, H. Teken lyn GH sodat G en H kom ons los dit sodat lyn G, sodat G op lyn AB lê sodat AG gelyk is aan DE. So wat ek daar bedoel, daar gaan DE en lyk vir my as jy daar moet lê is G. En dan en dat teken ek gou sê dit en dat H op lyn AC lê sodat AH gelyk is aan DF. Okay, dit is wat jy moet skryf net om jouself te set up. Okay. So ek gaan hom nou inteken. Kom ek teken net eers my reguit lyntjie. Ek gaan nie probeer teken met 'n dit lyk alright. Dit lyk okay. Hierso. Nou is hy. So daar is H. Bam. So daar het ons dit. En nou omdat jy 'n bewys geleer het, gaan jy die volgende kan doen. Ons sê 'n driehoek die bewys. 'n driehoek AGA en driehoek DEF is okay, so 'n driehoek AGA is hoek is AG gelyk aan DE want hy is so gekonstrueer. Die konstruksie. Konstruksie. Hoek A is gelyk aan hoek D, dis vir ons gegee. En AH is gelyk aan DF, dit is weer eens konstruksie. So dit wil sê driehoek AGH is kongruent aan driehoek DEF
GF. En as julle mooi onthou van way back when, as 'n ding kongruent is hy exactly dieselfde. En ons rede hierso is sy, hoek, sy. Alright. So omdat dit nou so is, kan ons sê driehoek hoek G, hierdie hoek AGH, so hoek AGH, wag, ons skryf nie hierdie nie. AGH is gelyk aan, daar is 'n G, aan hoek E, want die driehoek is kongruent. Dan 'n driehoek AGH is kongruent aan driehoek DEF. En die volgende ding wat ons kan sê, en dit wil sê driehoek AGA, of nie driehoek nie, die hoek, hierdie hoekie hierso, is gelyk aan hoek B, want E gelyk aan hoek B is vir ons gegee. Hierso, daar is dit vir ons gegee. Alright. En dan, so met ander woorde, ons het hierdie ouetjie, daar is gelyk aan daai, so ek gaan nou van hier af hierso begin werk. So dit wil sê, GH is ewenwydig aan BC. En die rede daarvoor is die ooreenstemmende ooreenkomstige hoeke, my bad. Die ooreenkomstige hoeke is gelyk. Okay. So, dus is AG op AB, AG op AB, gelyk aan AH op AC, lyn ewenwydig aan een sy van driehoek. En ons finale ding is om dan te sê, okay, wel, ons weet klaar driehoek AGH is dieselfde as driehoek DEF. So dit wil sê DE op AB is gelyk aan DF op AC. Dat is sy. Alright, so dit is 'n bewys, hy's 'n bietjie van 'n woeste bewys, dis hoekom hy 6 punte tel, maar dit is ook 6 punte wat jy kan kry, as jy bereid is om die memoriseerwerk vir stellings te gaan sit en doen. Okay, cool, dat ek net gou die volgende vraag vir ons set up. Okay, nou gaan ons vraag 11.2 doen, ons het hierso 'n woeste skets, so daai, chommy, ABCD, hierdie ouetjie is 'n parallelogram, sirkel die hoeklyne BC en AC, sny by P, okay, hoeklyne, BC en PD, PD, sny die sirkel by S en R, okay, great, T is 'n punt op AP, sodat TP gelyk is aan PS. Oh, interesting. TR word geteken, of getrek. Dan sê hulle bewys dat AT gelyk is aan SC. So ons moet net bewys dat hierdie stukkie lyn dieselfde lengte as daai stukkie lyn is. So, let's go do that. 11.2.1 11.2.1a, en ons moet bewys dat hierdie lyntjie gelyk is aan daai lyntjie daar. So. Okay, so ek hoop julle onthou dat as jy 'n parallelogram het en hy toe klein is, soos hierdie lyn van daai hoek tot daai hoek en daai hoek tot daai hoek, dan
word daai halfveer die hoeklyn in mekaar. So met ander woorde wat jy gaan sê is PC is gelyk aan PA. En jou rede daar is hoeklyne van parm halfveer mekaar. Okay. En dit word vir ons gegee dat PT gelyk is aan PS gegee. So dit wil sê PC minus PT. Ja, PC, daai hele lang lyn minus hierdie kort stukkie minus PS is gelyk aan hierdie hele lang lyn PA minus DP. Dit wil sê, en jy hoef nie hierso redes te gee nie, hierdie is net gewone wiskunde. Dit wil sê TA, wat ek kan sê, PC SC is gelyk aan TA. Okay, en daar is ons antwoord. Okay, kom ons kyk na die volgende vraag. Ons het hier so 'n driehoek PSR, hierdie klein jommie, en driehoek PBA gelykvormig is. Nou, pause die video vir 'n oomblik en kyk 'n bietjie wat jy kan uitdrag voordat ons verder werk. Alright, en hier gaan ons. Kom ons kry gou 'n ander kleur. First, hier is nommer P. Ons met hierdie klein driehoekie kongruent bewys aan hierdie jommie so. Dit lyk boes. Okay, so okay, nou dat jy gepause het en 'n bietjie daaroor gedink het, kan ons gou verder hieraan werk. So, sommetjie B is ons moet driehoeke kongruent bewys, nie kongruent nie, gelykvormig. Wat beteken ons opsies is hoek, of daai verhouding van sye op verhouding van sye. Kom ons hoek, want dit maak ons lewe makliker. So P1 en P3 is gelyk. Hoek P1 is gelyk aan hoek P3, regoorstaande hoeke. Volgende kan ek sê B1 is gelyk aan S1. B1 is gelyk aan S1. En dit is daai ene. En dit is die struktas reël. Boink. Dus. Daar is die struktas. Alright. Maar ons skryf nie struktas nie. Ons sê hoeke in dieselfde sirkel segment. Gaat hy. Okay, en dan dit wil sê hierdie hoekie A2 gaan gelyk wees aan R1 en jy kan either sê weer sê hoeke in dieselfde sirkelsegment of net sê binnehoeke van 'n driehoek. Binnehoeke van driehoek. So dit wil sê driehoek PBA is gelykvormig aan driehoek PSR. Tadaa! Hoek. Alright. So, dis daai vraag. Kom ons kyk wat vra hulle volgende. As daar verder gegee word PR op PA, PR op PA gelyk is aan TR op AD. PR op PA. Wat? Bewys dat okay. Dis 'n woeste som. Ek moet bietjie spasie maak vir hom. Okay.
Kom ons skryf neer wat hulle daarvan ons gegee het. Karanje. Hulle sê vir ons PR op AD is gelyk aan TR. Nee, PR op PA. Uitweer. PR op PA. So double check daai. PR op PA is gelyk aan TR op AD. En wat ons moet bewys is driehoek RPT en congruent RPT aan driehoek APD. Let's double check. Alright. Hier is 'n goeie punt om die video bietjie te pause en te kyk wat jy kan uitfigure. Okay, as jy 'n bietjie kans gehad het om hieroor te dink. Let's go for it. So, ek het net hierdie lyntjies gaan byskryf, ek het gedog het gaan help. Ek dink nie dit doen op die ou end nie, but let's have a look. So, om die ding te bewys, sê ons PR op PA. Ons het nou het ons bewys dat hierdie driehoekie hierso gelykvormig is aan daai driehoekie daarso. So dit wil sê PR op PA, so hierdie driehoek congruent aan daai ene, hierdie sy sal dieselfde wees as daai sytjie. As dieselfde as PS, daai sytjie oor PB, want driehoeke is kongruente, of nie kongruent nie, gelykvormige driehoeke. Okay. Nou is nie ons, deel van ons bewys nie. Alright. So, hulle het vir ons gegee dat PR op PA is gelyk aan hierdie hele storie. So PR op PA, so dit wil sê TR op AD is gelyk aan PS op PB, TS, nee, ek bedoel TR, hierdie oukie, TR op AD, gelyk aan PS op PB, want ons rede hierso is TR oor AD, TR oor PA is gegee. Okay. Okay, maar ons wil nie regtig vir PS hê nie, want hy het niks met hierdie driehoekie uit te waai wat ons wil bewys nie. Maar die rede hoekom ek dit ingebring het is PS is gelyk aan TP. PS is gelyk aan TP. En PB is gelyk aan PB is gelyk aan PD. Okay, hierdie ene is gegee. En hierdie ene is hoe kleine van 'n parm ongeveer mekaar. So wat hierdie ene redelik tricky maak, is ons het hierso, hoe gaan ek dit doen? Kom ons werk in verskillende kleure, so ons het hierso, ons het PR oor PA. So daai langsy is vriende met die ander kortsy, met die verkeerde kortsy. PR met PA. PS, okay, PS en PB soek ons nie. Dan het ons TR en AD. Hy is daarom relatief normaal. So hy loop hierso. I can do better. Much better. So daai ouetjies is buddies. Maar dan is
PS is TP. Dis die enetjie wat my so confused het vir 'n rukkie. TP is daar. Nee, ek moet maak 'n ander kleur wat bietjie beter wys. Blou. Hier, daai kort sytjie is vriende met hierdie lang sy daarso. So ons driehoek is half omgeflip, which is totally crazy. Maar wat ons dan wil sê is, hierso sê ons TR oor AD, in plaas van PS is hy gelyk aan TP, oor in plaas van PB het ons PD. So dit wil sê, PR oor PA, PR oor PA is gelyk aan TR oor AD, is gelyk aan hierdie laaste trom TP oor PD. So ons het nou net al drie die sy in verhouding gekry. So dit wil sê driehoek RPT is gelykvormig aan driehoek APD en die rede wat ons hier het is sye van driehoek in verhouding. Okay. Yes, hoorie mense, as julle vra het, sit dit in die comments of gooi vir my 'n WhatsApp as hier vir my studente is. Okay, kom ons doen gou die laaste vraag. Hier sê julle vir ons ATR 'n koördinaatvierhoek. ATRD is 'n koördinaatvierhoek. Nou, daar is net daar's drie verskillende maniere om 'n koördinaatvierhoek te bewys. En dit is as die as jy sien maar so 'n struktasie het en daai hoekie is dieselfde, dan kan jy sê, met ander woorde, dit is toevallig 'n koördinaatvierhoek, al was daar nie aanvanklik 'n sirkel om hom gewees nie. Die tweede rede wat jy kan doen is as jy een of ander vierhoek het en hierdie enetjie plus daai enetjie is gelyk aan daai plus daai 180, dan kan jy sê, dit is 'n koördinaatvierhoek. En die laaste een wat ons kan doen is as hierdie hoekie daarso, hierdie hoekie dieselfde is as daai hoekie, dan is dit ook 'n koördinaatvierhoek. Okay. Ek sien nie, hulle sê ATRD, ek sien nie vir ons hierso, wat is dit? Cute! Anyway, ek sien nie hier vir ons 'n ek sien nie 'n struktas nie, basically. Of nie vir die vraag wat hulle ons vra nie. Hulle vra vir ons om hierdie enetjie 'n koördinaatvierhoek te bewys, en ek sien nie 'n struktas nie. So, struktas is uit. Die volgende ding wat ons kan kyk voor is, kan ons daai hoekie en daai hoekie, is ons hulle bymekaar plus wortel 180. Maar, ons het nie hoek groot is nie. So dit beteken, ons gaan soek vir die enetjie waar jy daai hoekie gelyk gaan bewys aan daai hoekie daarso. So, kom ons spring in. Ons het nou net hierdie driehoek hierso kongruent bewys aan hierdie driehoek hierso, behalwe hy's omgeflip. Hierdie hoekie hierso gaan gelyk wees aan daai hoekie daarso. En raai wat? My skets steek dit nou weg. Ons het nou net gesê daai hoekie en daai hoekie is gelyk. So hier gaan ons, daar is ons buitehoekie 1, 2 en daar is die teenoorstaande binnehoek. So dan sê ons T1 is gelyk aan D2. Want ons het gelykvormige driehoeke. En dan kan ons sê, dit wil sê ATRD is 'n koördinaatvierhoek. En ons rede daar is
Okay, en ons rede hierso is dat die buitehoek van 'n vierhoek van 'n vierhoek, nie 'n kwade vierhoek nie, gewone vierhoek, is gelyk aan die teenoorstaande binnehoek. Right. En ek dink dis dit. Daar is hy. Goed, soos ek sê, as julle vra het, gooi dit in die comments of WhatsApp my as julle kan.